halwe Jesus kan jou inspireer, maar net die ware Jesus kan jou transformeer. Hou daardie gedagte net vir 'n oomblik vas in die voorgrond. As ons terugkyk oor hierdie hele week se oordeenkings, dan sien ons dieselfde patroon oor en oor. Ons soek gereeld net genoeg Jesus om vir ons gemoedsrus te gee, maar nie genoeg Jesus om ons te verander nie. Nee, net genoeg Jesus is 'n resep eintlik vir stagnasie, maar die ware Jesus is 'n roepstem tot absolute transformasie. In Johannes 1 vers 14, fantastiese hoofstuk in die Bybel, sê die skrywer, en die woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, 'n heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Geliefde, hierdie vers sê iets wat ons nie kan ignoreer nie. Jesus het nie net aarde toe gekom op 'n veilige, hy's op 'n veilige afstand en ons kan hom van daar af bewonder nie. Nee, hy het gekom om naby te wees, om binne in ons te werk, om binne in ons te woon, om ons te kom transformeer van binne af buitentoe. Nie net genoeg nie, nee, maar alles genoeg. En as Jesus naby is, gebeur twee dinge altyd. 1, hy bemoedig jou en 2, hy verander jou. Geliefdes, as iemand se geloof net die eerste een ervaar, maar nie die tweede een nie, dan volg hulle nie die Jesus van die Bybel nie. Hulle volg 'n veilige weergawe van hom wat hulle eintlik maar self geskep het. Kyk nou jou eie geloofswandel hierdie afgelope week. En ek hoop as julle saam met ons gewandel het en gedink het oor die oordenkings, dan is daar 'n paar dinge wat al vir jou uitgestaan het, nê? Ek het interessante vrae gevra en ons het gekyk na tawe dinge. Nou ek wil jou uitdaag. Is daar 'n plek waar die Here jou in jou hart kom klop het, waar hy jou kom uitdaag het, waar hy jou gedagtes, jou gewoontes, jou prioriteite, jou planne, jou houding, eintlik maar half onder die kollig kom sit het en net kom half openbaar het en kom wys het, hoorie, so daar's 'n paar dinge wat moet verander. Want dis hoe jy weet jy's besig met die ware Jesus. Hy laat jou nie soos hy jou gekry het nie. Nee, dis dalk die hart van wat die Here vandag vir jou wil sê. Hy sê moenie tevrede wees met net genoeg Jesus nie. Moenie rus met minimale geloof nie. Moenie settle vir emosies of 'n atmosfeer of net vir daai oomblikke van hoendervleis nie. Nee, Jesus het gekom om jou hele lewe te verander. Nie net jou Sondag, jou gewoontes, jou eindbestemming eendag vir die hemel nie, nee, maar jou hele mens wees. So hier is ons slotvraag vir die week, nee. Watter deel van jou lewe, van my lewe, moet ons nog toelaat dat Jesus ten volle oorneem? Waar ons beweeg weg van net genoeg Jesus vir gemak en gemoedsrus, maar eerder gaan na 'n Jesus wat alles verander en alles oorneem. En dan die groot vraag, wat doen ek nou met dit? Wat gaan verander? Want geliefdes, 'n net genoeg geloof dra net genoeg vrug om jou te laat glo jy is okay, maar nooit genoeg om die wêreld te verander nie. Maar Jesus, die Jesus van die Bybel, die Jesus van Johannes 1 vers 14, die Jesus wat mens geword het en onder ons kom woon het, hy is genoeg om jou te red, genoeg om jou te herstel, genoeg om jou te vorm, genoeg om jou te lei, genoeg om jou heeltemal nuut te maak. Net genoeg Jesus is nie genoeg nie, maar Jesus self, geliefde, is meer as genoeg. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie week se reis deur die woord. Dankie vir 'n uitdagende onderwerp, dat ons as gelowiges uit 'n gemaksone moet uitbeweeg waar ons net genoeg Jesus soek om te voel ons is okay, maar eintlik te moet gaan na 'n plek toe waar ons alles van Jesus nodig het. Alles van Jesus moet kry en beleef, sodat ons werklik getransformeerde lewens kan lewe. Here, Johannes kom leer dit vir ons. Ons het Jesus gesien in sy heerlikheid, die heerlikheid wat vir ons wys, hy is die seun van God. Daai is die Jesus wat mens geword het, onder ons vlees geword het, by ons kom woon het, hier tussen ons kom gewees het, naby gekom het. Dit is daai naby Jesus wat ons lewens radikaal kan verander. En daarom vra ek, Here, vir u genade oor ons lewens, dat ons daai Jesus elke dag beter sal leer ken, sodat ons kan getransformeer word, soos ons daai heerlikheid aanskou, Here, word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid. Here, mag ons Jesus kyk, mag ons Jesus sien, mag ons Jesus aanskou en mag ons so dan verander word. Here, ons lewens kan nie eenvoudig net nie dieselfde bly wanneer ons Jesus sien nie. Dis my gebed vandag, Here, laat ons sal vaskyk in Jesus en so verander word. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, môre op hierdie platform gaan ek die week se oordenking saamvat in 'n boodskap waar ons regtig gaan praat, hoe lyk dit
as Jesus meer as net genoeg Jesus is, maar die alles Jesus vir ons word. So ek nooi uit om môre op hierdie platform in te skakel, saam met ons te luister, en as jy in die Alberton omgewing is en nog nie weet nie, ons het vir die laaste Sondag van hierdie maand nou, ons het geskuif na NG Kerk Suid toe, Spannerkerk, so julle kan 11 uur daai diens kom bywoon, daarna sal ons weer terugbeweeg na ons normale venue toe, waar ons 9 uur in die oggend by mekaar kom, maar ek hoop ek sien julle hierdie Sondag, gaan in vrede, totsiens.